Baie welkom by hierdie erediens vanoggend. Vanoggend gaan ons saam die nagmaaltekens gebruik. So as jy wil, kan jy 'n stukkie brood of wyn of druiwesap gereed kry daar by jou huis. Dit is wonderlik om op hierdie manier tog die gemeenskap met mekaar te kan ervaar, al is ons ver weg van mekaar. So kry solank jou stukkie brood en wyn of druiwesap reg, dan gaan ons later die nagmaaltekens saam gebruik. Hierdie Sondagoggend het die leesrooster vir ons 'n interessante teks. Dit kom uit Hooglied, Hooglied 2, en Hooglied is eintlik 'n wonderlike lentelied. Ons is nou so amper in die begin van die lente, mens sien al bietjie die bloeisels uitkom, die nuwe lewe, so dis wonderlik om op hierdie Sondag ook te luister na hierdie lentelied. Kom ons word 'n oomblik stil en dan luister ons na hierdie woorde uit Hooglied. Die liefde is sterker as die dood, die hartstog magtiger as die doderyk. Dit brand en vlam soos vuur. Strome water kan die liefde nie blus nie. Riviere kan dit nie afkoel nie. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees in ons. Kom ons loof die Here saam met 'n lied. Liewe vriende, ons is aan die einde van Barmhartigheidsmaand en Wynand gaan vir ons bietjie meer vertel oor die Durbanville Gemeenskapstrust. Kom ons kyk en luister na wat sê Wynand. Het jy ooit gewonder hoe die kerk 'n langtermyn en 'n volhoubare impak kan maak op ons dorp Durbanville? Wel, mense wat voor ons gekom het, die dominees wat voor ons gekom het al lankal daaraan gedink en begin worstel daarmee met hierdie vraagstuk van hoe maak die kerk 'n groter impak nadat almal van ons weg is. Wat is ons nalatenskap? Hoe kyk ons na rentmeesterskap? En een van die dinge wat hulle toe gedoen het, is hulle het die Durbanville Gemeenskapstrust begin. En die Durbanville Gemeenskapstrust se doel is om vir mense soos ek en jy die kans te gee om geld te gee daar op 'n plek waar ons dit volhoubaar kan belê. Veral besighede, as jy dalk weet van iemand wat wil belê in 'n langtermyn oplossing van ons dorp se grootste probleme, dan kan jy jou fondse daarso inbetaal en ons kan vir jou 'n artikel 18A belastingvrystel vorm gee. So as jy meer inligting wil hê, kontak die kerkkantoor vir Jackie, en ons gee ook nou vir julle die rekeningnommer dat as julle besluit om nou aan die einde van die finansiële jaar so 'n belegging te wil maak, doen dit. En as jy meer wil weet waar ons die geld belê, kom praat met ons, bel die dominees, praat met die kerk en die kerkraad, en dit sal vir ons baie lekker wees om vir julle die stories te vertel waar ons dit volgens belê. Here God, ek wil kom bid vir Durbanville se gemeenskap. Here, en ons besef dat ons het soveel voorregte in hierdie dorp van ons. Ons het soveel geleenthede, soveel wonderlike mense, en daar is soveel geleenthede vir ons eintlik om U te dien en om U koninkryk te laat kom hier in ons gemeenskap. Maar tog weet ons ook, Here, dat daar baie uitdagings is. Ons sien elke dag mense wat swaar kry, mense wat sukkel, mense wat nie weet hoe lyk die pad vorentoe nie.
Here, help ons as 'n dorp en as 'n gemeenskap om regtig vir mekaar om te gee en na mekaar om te sien, om mekaar se belange op die hart te dra en regtig te soek vir dit wat die beste is vir almal in ons dorp, vir almal in ons gemeenskap. Wees asseblief by Durbanville se gemeenskap, wees by ons dorp en help ons, Here, om regtig u nuwe wêreld op 'n manier te laat realiseer hier in ons dorp. Ons weet, Here, ons kan dit nie in ons eie krag doen nie. Ons bid dit en ons vra dit net in die naam van Jesus Christus, u wat ons Here is en u wat u koninkryk laat kom, ook hier in ons dorp. Amen. Soos ek gesê het, ons lees vanoggend saam uit Hooglied 2. Dit is 'n vrou wat hier aan die woord is in vers 8. Luister, my liefste, kyk, daar kom hy, al bokspringend oor die berge, al huppelend oor die heuwels. My liefste is soos 'n ribbok, soos 'n jong rooi takbok. Kyk, hy staan agter ons huismuur. Hy kyk by die vensters in. Hy loer deur die latwerk. My liefste antwoord my. Hy sê vir my, staan op, my liefling, my mooiste, en kom. Want kyk, die winter het verbygegaan, die reën is verby, dit het opgeklaar. Die veld staan in die blom, die tyd om te sing het aangebreek. Die gekoer van die tortelduwe klink op in ons land. Die vyeboom laat sy groen vye uitswel, die wingerd bot en versprei sy geur. Staan op, my liefling, my mooiste, en kom. My duif in die rotskere, in die skuilplekke teen die bergkraans, laat my jou gesig sien. Laat my jou stem hoor, want jou stem is soet en jou gesig is pragtig. Vang vir ons die jakkalse, die klein jakkalsies wat die wingerde verniel, ons wingerde wat bot. My liefste is myne, en ek is syne. Hy wat tussen die narsings wy, totdat die dag begin asemhaal en die skaduwees vlug. Draai om, my liefste, wees soos 'n ribbok, soos 'n jong rooi takbok op die tweelingheuwels. Ons lees tot sover. Jy kan gerus gaan en die hele Hooglied gaan deurlees. Dis 'n kort boek, maar dit is 'n wonderlike boek. Nou kinders, ek wil eers bietjie met julle gesels. Ek weet nie of julle sal weet nie, maar baie keer as jy 'n TV-storie wil kyk of 'n fliek, of selfs as jy 'n rekenaarspeletjie wil speel, dan sal jou ouers miskien net eers kyk, is daar 'n ouderdomsbeperking op daardie TV-storie of daai speletjie? Want miskien is dit eintlik net bedoel vir kinders ouer as 13, of kinders ouer as 16, of selfs kinders ouer as 18. Nou lank terug was daar Joodse onderwysers gewees wat mens noem rabbies, en hulle het gesê die boek Hooglied, hy moet ook 'n ouderdomsbeperking hê. Party rabbies het gesê dat Hooglied is vir hulle so erg, hulle dink dat jy nie dit kan lees as jy ouer as 35 jaar oud is nie. Eers dan mag jy dit lees. Nou hoekom het Hooglied 'n ouderdomsbeperking gehad? Want dit gaan oor die romantiese liefde tussen twee groot mense. Hier is twee groot mense wat verlief is op mekaar en hulle sing vir mekaar 'n liefdeslied. Die naam van hierdie boek is eintlik Lied van Liedere. Dit sê, dit is die mooiste liefdesliedjie van al die liefdesliedere. En hierdie twee groot mense sing vir mekaar hoe lief hulle vir mekaar is. En hulle sing oor alles van die ander een, oor al die dele van die ander een se lyf en vergelyk dit met dinge in die natuur daar buite of met mooi of indrukwekkende dinge in die wêreld daar buite soos die tempel, en hulle sê jy is vir my so mooi. So hulle kyk na die ander en hulle sê jou oë is mooi en jou vel is mooi en jou neus en jou nek is mooi en jou bors en jou maag is mooi, jou arms en jou bene is mooi. Alles van jou is vir my mooi. En dan sing hulle ook verder en sê hoe graag hulle by mekaar wil wees. Hulle sê ek wil by jou wees en ek wil jou vashou. Ek wil aan jou raak. Ek wil jou soen. Ek wil naby aan jou wees. Hulle sing oor hoe graag hulle by mekaar wil wees.
En wat vir my so wonderlik is dat hierdie liefdesliedjie in die Bybel is. Dat twee mense wat sing oor hoe lief hulle vir mekaar is, dat die mense wat die Bybel later saamgestel het, gesê het, hierdie is vir ons so mooi en so belangrik, dit moet ook in die Bybel wees. Al word daar nooit in Hooglied gepraat oor God of oor ons geloof nie, maar hierdie liefdesliedjie tussen twee mense, dit moet ook in die Bybel wees, want dit is wonderlik, wanneer mense so lief kan wees vir mekaar. Want weet julle wat, meeste dinge waaroor ons baie keer praat in die kerk, as ons praat oor God, of as ons praat oor ons geloof, of selfs as ons praat oor liefde, dan praat ons oor dinge wat jy nie kan sien nie. Dinge wat jy nie lekker kan hoor nie, dinge waarin jy nie kan vat, of kan voel, of kan ruik, of kan proe met al jou sintuie nie. Maar wat so wonderlik is van Hooglied, is dat dit beskryf liefde wat jy kan sien, en wat jy kan hoor, waarin jy kan vat, wat jy kan ruik en kan proe met al jou sintuie. En dit sê, dit is wonderlik wanneer jy liefde so kan voel en kan ervaar met jou hele lyf. So kinders, dis belangrik ook dat jy sal weet, dat jou lyf is deur God gemaak. En met jou hele lyf kan jy voluit lewe en kan jy lief hê, want dit is hoe God jou gemaak het. Jou lyf is nie iets waaroor jy moet skaam wees of bang voel nie. Jy kan jou hele lyf gebruik om lief te hê en ook om liefde te ontvang. Dit is wonderlik om so te weet hoe spesiaal en kosbaar jou lyf vir God is. Maar nou kinders, ek wil nie net met julle praat nie, ek wil ook bietjie met die oupas en die oumas praat. Kinders, julle kan nog luister, maar ek wil bietjie met oupas en oumas praat. Ons dink baie keer dat liefde of 'n boek soos Hooglied gaan net eintlik oor jong mense. Dit is iets wat bedoel is vir jong mense, dit is wanneer jong mense wat so verlief raak op mekaar. Maar dis nie heeltemal waar nie, want alle mense, ook oupas en oumas, wil graag liefde met jou lyf voel en ervaar. Almal van ons, van die kleinste babietjie af, wat deur sy ouers vasgehou wil word, tot die oudste ouma, wil graag ook deur haar geliefdes vasgehou word en liefgehê word, want dit is hoe ons liefde ervaar, dit is hoe ons liefde voel. Selfs al is jy miskien al vir jare lank 'n weduwee of 'n weewenaar, of miskien is jy geskei, maar jy het nog steeds die behoefte om met jou lyf liefde te voel, liefde te ervaar, liefde te gee en te ontvang. En dis hoekom dit so wonderlik is om saam met mense ook aan 'n tafel te kan eet. Want wanneer jy saam aan 'n tafel eet, dan gebruik jy jou hele lyf en al jou sintuie. Jy sien die kleurvolle kos wat gedek is op 'n lekker mooi tafel met 'n mooi tafeldoek en miskien blomme. Jy hoor die klank van mense wat praat en wyn wat geskink word, kos wat opgeskep word. Jy ruik al die heerlike aromas van die kos en die wyn. Jy proe dit in jou mond en julle vat aan mekaar as julle hande vat om te bid vir die kos en julle raak aan mekaar as julle die kos aangee. Julle breek die brood en deel dit met mekaar. Dis so lekker om so saam te kan eet en met al jou sintuie liefde te kan voel en ervaar. En daarom is ek so jammer vir al die mense wat in hierdie tyd van die pandemie geïsoleer is, ver weg is van hulle geliefdes, nie saam aan 'n tafel kan sit en saam met hulle geliefdes kan eet nie, en wat net daai behoefte het, dat iemand weer aan hulle moet raak, selfs al is dit net 'n handskud, of selfs al is dit net iemand wat hulle hand op jou skouer sit, of net 'n arm om jou sit en sê, ek dink nog aan jou. Ons almal het dit nodig, ook as jy miskien al vir jare lank nie meer 'n lewensmaat het nie, jy wil ook voel dat mense aan jou vat en dat mense jou lief het. En ons moet in daai manier ook omgee vir mekaar en jy moet ook weet dat God sien jou raak en God weet hoe belangrik dit vir jou ook is dat jy in jou lyf voel dat daar mense is wat vir jou omgee en vir jou lief is. Maar dan wil ek ook praat met die jong volwassenes, met die tieners, die jong werkende mense, almal wat jonk is en nie getroud is nie. Somstyds vergeet ouer mense dat julle ook graag liefde
met julle lywe wil voel en wil ervaar. En baie keer waarsku mense julle net om nie te gou in 'n intense liefdesverhouding betrokke te raak nie, want jy kan dalk seer kry. Nou daai waarskuwing is belangrik. In Hooglied sê die vrou ook 'n paar keer vir jong mense om nie die liefde aan te blaas en aan te jaag voordat die tyd daarvoor ryp is nie. En wat sy eintlik sê vir hulle is sy sê, jy kan maar rustig wees, die liefde sal self ontwaak. Die liefde sal self wakker word. Partykeer voel jong mense so amper 'n druk van die wêreld daar buite af. Jy moet verlief wees, jy moet mooi wees, jy moet iemand in jou lewe hê. En die vrou in Hooglied sê, nee, wees rustig, wees kalm. Jy hoef nie die liefde self te gaan wakker maak nie. Die liefde sal self wakker word, wanneer die tyd daarvoor reg is, wanneer die tyd daarvoor ryp is. Maar, nou as jy miskien nog nie iemand in jou lewe het nie, of daar is nie nou iemand in jou lewe nie, dan wil jy ook nog steeds met jou lyf liefde voel en liefde ervaar. En daarom is dit belangrik dat jy as jong mens ook jou hele lyf en al jou sintuie sal gebruik. Dat jy sal kyk na mooi kuns of mooi natuurtonele, 'n sonsondergang of die see op 'n mooi dag. Dat jy sal luister na mooi musiek wat jou regtig inspireer. Dat jy jou lyf sal gebruik om te dans of te beweeg. Dat jy met jou mond lekker kos sal eet waarvan jy hou, of dat jy parfuum sal aansit wat vir jou lekker ruik, dat jy al jou sintuie gebruik. En terwyl jy ook lekker energie het met jou lyf, dat jy dinge sal doen met jou lyf, dat jy sport sal doen of sal swem in die see, klim op 'n berg, ry fiets, gaan stap deur 'n woud, dans, doen dinge met jou lyf. En is so ook wonderlik as jy ook lekker vriende in jou lewe het. Vriende wat hulle arms om jou kan sit, vriende wat saam met jou kan dans of 'n liedjie kan sing. Vriende wat met jou hare kan speel of jou rug kan krap of met hulle vingers in jou handpalms kan skryf, dat jy fisies ook daai liefde van vriendskap kan voel en kan ervaar. Want jy wil ook met jou lyf lief hê en liefgehê word. En miskien is jy iemand wat wel 'n ou of 'n meisie in jou lewe het. En dan is dit ook so belangrik dat jy sal maak soos die vrou en die man in Hooglied, wat sê vir mekaar wat hulle van mekaar dink, hoe hulle oor mekaar voel en wat hulle graag ook van mekaar wil hê. En is eintlik wonderlik, want as jy dink, hoe lank terug is Hooglied al geskryf? En in daai tyd het vrouens nie eintlik 'n sê gehad in die lewe nie, en hulle moes maar net doen waarvan mans hou en wat vir mans lekker is. Maar hierdie vrou in Hooglied, sy sê presies wat sy graag wil hê. Sy sê wat haar begeertes is. Sy sê hoe sy graag wil hê dat haar geliefde haar moet lief hê. En dit moet jy ook doen. As jy in 'n verhouding is, dan moet jy vir die ander persoon kan sê wat jy graag wil hê. Jy moet vir die persoon kan sê, wat laat jou spesiaal en geliefd voel? Wat is vir jou lekker en wat wil jy nie hê nie en wat's nie vir jou lekker nie? Dis baie belangrik. En as jy dalk in 'n verhouding is waar julle nie so met mekaar kan praat nie, waar julle nie vir mekaar kan sê wat julle begeer en wat julle behoeftes is, wat julle graag wil hê en nie wil hê nie, dan moet julle hulp gaan soek, of dan moet jy hulp gaan soek, sodat iemand jou kan help om te leer om te kan sê wat jou begeertes is, wat jou behoeftes is, en dat jy dit kan sê vir die persoon in jou lewe. Maar ek wil nie net gesels met die mense wat nou nog nie iemand in hulle lewe het nie, ek wil ook graag gesels met mense wat wel dalk 'n lewensmaat in jou lewe het, of wat wel getroud is. En ek dink vir ons is dit ook belangrik om te besef wat 'n voorreg dit is om iemand in jou lewe te hê. Veral ook nou in die tyd van die pandemie. Wat 'n voorreg dit is om iemand te hê wat jy elke dag kan vashou of aan wie jy kan raak. Dis 'n ongelooflike geskenk. En miskien het jy dit geweet, en ons het dit geweet toe jy jonk en verlief was, toe jy gedigte geskryf en liedjies geskryf soos Hooglied oor mekaar. Maar nou het jy dalk bietjie gewoond daaraan geraak en vergeet wat 'n voorreg dit is om aan mekaar te kan vat en om mekaar te kan vashou. Dis 'n ongelooflike voorreg. En selfs ook om kinders in jou lewe te hê, kinders wat jy kan vashou.
Aan die begin toe jou kinders klein was en nog klein babietjies was dit so wonderlik om daai klein lyfie vas te hou, maar met die tyd raak 'n mens gewoond daaraan en dan vergeet jy wat 'n voorreg dit is om jou kinders te kan vashou. En dat daar ander mense is wat smag daarna om 'n kind te kan vashou, of mense wie se kinders of kleinkinders ver weg is en wat hulle nie meer 'n drukkie kan gee nie. Ons moet besef wat 'n groot voorreg dit is. Maar liewe vriende, daar's 'n laaste belangrike les in Hooglied. Ek dink vir ons almal, vir ons wat getroud is, vir die wat nie getroud is nie, vir almal van ons, van jonk tot oud. En dit is dat in die boek Hooglied sien ons dat die liefde is heeltyd in 'n beweging tussen aanwesigheid en afwesigheid. Die een oomblik is die geliefde daar en die volgende oomblik is die geliefde weg. Die een oomblik dan droom of fantaseer die vrou nog oor haar geliefde en die volgende oomblik as sy haar oë oopmaak, dan is haar geliefde nie meer daar nie. En dan gaan soek sy hom en dan kry sy hom nie en dan later kry hulle weer mekaar en dan is hulle weer oorweldig van vreugde, dan hou hulle mekaar weer vas en dan die volgende oomblik dan is die geliefde weer weg. En dit is so waar van die liefde. Die liefde is 'n dans tussen mense. Die liefde is voortdurend in beweging. Die liefde is nie soos 'n konstante rivier wat net aan mekaar ewe sterk vloei nie. Nee, die liefde is eerder soos die reën wat nou nie hier is nie en ewe skielik sê ja, daar begin dit nou reën. En nou reën dit sag. Hey, nou reën dit harder. O, daar hou die reën weer op. En nou begin dit weer reën. Dit wissel die heeltyd. Of soos die see wat die branders breek en dan trek dit terug. En dan breek dit weer en dan trek dit weer terug. En dan is die branders stil en dan kom die branders weer in en dan verander die getye heeltyd. Of soos die seisoene wat heeltyd verander. Daar's heeltyd verandering in die liefde. Dis nooit dieselfde nie, want ons mense verander die heeltyd. Jy self deur een dag voel op 10 verskillende maniere deur daai een dag. En so ook jou geliefdes. Hulle verander ook die heeltyd. En jy kan hulle nie beheer of manipuleer nie. Jy kan hulle nie vasgryp of vashou en sê, nou moet jy vir my lief wees nie, want dan glip die liefde weg. Dit is heeltyd 'n dans. Dis heeltyd 'n beweging. Dis heeltyd 'n soek na mekaar. Probeer om mekaar te vind, probeer om mekaar te hoor. En ons moet heeltyd in daai dans aan die gang en aan die beweeg bly. En weet, dit is aan die een kant wat die liefde so opwindend maak, dat dit altyd 'n verrassing is, altyd iets nuuts is, altyd aan die beweeg is, maar aan die ander kant hou dit ons ook op ons tone, en weet ons kan nie die liefde beheer, of manipuleer, of vasgryp en vasklou nie, ons moet dit laat beweeg rondom ons. Nou, hoekom op aarde is daar 'n liefdesliedjie in die Bybel? Hoekom het die samestellers van die Bybel gesê, hierdie liefdesliedjie moet in die Bybel kom? Wel, ons aanbid die God van liefde. Die Bybel sê selfs dat God is liefde. God is liefde. Maar ons kan nie liefde met ons breine net aandink nie. Ons moet ook liefde met ons lywe voel en ervaar. En dit sien ons reg deur die Bybel. Ons sien in Genesis al hoe God mense se lywe, mense se liggame kom maak het, sodat hulle die tuin van Eden en mekaar en die hele skepping kon geniet en kon waardeer. Ons sien selfs later dat God 'n lyf kry, dat Jesus 'n mens word soos ons en alles ervaar wat ons as mense ervaar. Ons lees selfs later dat die kerk is die lyf, die liggaam van Jesus op aarde. En ons bely selfs in ons apostoliese geloofsbelydenis dat ons eendag met ons lywe sal opstaan saam met Jesus op die nuwe aarde. So vir die Bybel is ons lywe ongelooflik belangrik, want dit is waarmee ons liefde ervaar. Dit is waarmee ons liefde gee en liefde ontvang. En selfs God se liefde ontvang en ervaar ons met ons lyf, met ons sintuie. Wanneer ons gedoop word, dan voel ons die doopwater op ons vel en daarmee ontvang ons die liefde van God.
Wanneer ons die nagmaal gebruik, dan proe ons die brood in ons mond, dan ruik en proe ons die wyn of die druiwesap wat ons drink, en so ontvang ons met ons liggame die liefde van God, en kan ons weet, God is lief vir my. So kom ons gebruik nou saam die tekens van die nagmaal. Liewe vriende, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat ons liggaam deel is van die liggaam van Christus. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is om vir ons die nuwe lewe in Christus te skenk en dat Jesus se lewe nou in ons are vloei. Here Jesus, dankie dat U liggaam vir ons gegee het, dat U Uself vir ons gegee het uit liefde. Here, help ons deur U Gees om ook onsself vir mekaar te gee, met ons hele liggaam, met alles wat ons is en alles wat ons het, om onsself vir mekaar te gee in liefde. Here, kom hou ons vas. O Heilige Gees, kom en gee vir ons mense in ons lewens wat ons kan aanraak en vir wie ons kan aanraak met U liefde. Kom, o Here God, en wees U die band van liefde tussen ons. Amen. Liewe vriende, kom ons sing saam hierdie lied, This is the air I breathe. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy
This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm desperate for you. We're lost without you. I'm desperate for you. So lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Ons dien die Here nou met ons dankoffer. Jy kan jou hande oopmaak en die seën van die Here ontvang. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by jou wees, nou en vir altyd. Amen.